Môre, dis Maandag die 13de Julie en ek hoop jy sien vandag aan die begin van hierdie nuwe week al iets van God se groot genade raak. Selfs al voel dit of die omstandighede in jou lewe baie vinnig verander. Gister het ons gesien hoe Josef voor Farao gestaan het en alle eer na God toe gewys het. Hy het die drome uitgelê en gesê die saak staan vas by God. Hy het selfs vir die koning 'n plan gegee om Egipte van die honger te red. En vandag gebeur die ondenkbare. Die gevangene word die heerser. Die knegg word gekroon. Binne een oomblik skuif Josef van die diepte van die sel na die regterhand van die troon. Nou vandag sluit ons met Genesis 41 af met verse 37 tot 57. En die titel van vandag se oordeenking is Pas op. Dink gou hieraan. Waarop vertrou jy wanneer die lewe skielik radikaal omswaai? As God jou van die een seisoen na die volgende bring, soek jy jou eie eer of buig jy die knie voor sy soewereine plan? Vandag sien ons hoe God sy getroue knegg verhef, nie om hom ryk te maak nie, maar om hom 'n redder vir die wêreld te maak. Nou kom ons begin in vers 39 tot 43 en dan gaan ons vers 55 lees. En Farao sê vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef. En hy het hom fyn linne klere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gaan. En hom laat ry op sy tweede rytuig. En hulle het voor hom uitgeroep, pas op. So het hy hom dan oor die hele Egipte land aangestel. En dan vers 55. En toe die hele Egipte land honger gely en die volk na Farao geroep het om brood, sê Farao aan al die Egiptenaars, gaan na Josef, doen wat hy julle sê. Kyk dan die radikale omkeer. Die hande wat pas van tevore nog in die boeie was, dra nou die koning se eie seelring. Die nek wat in die eisters vasgedruk was, dra nou 'n goue ketting om sy hals. Farao erken dat die gees van God in hierdie man is, en hy gee vir Josef absolute gesag oor die hele land. Wanneer Josef op die koning se tweede rytuig deur die straat ry, roep die wagte voor hom uit, pas op! Dit beteken, maak pad, die verhoogde redder is op die pad. En toe die groot hongersnood uiteindelik die hele aarde tref, is daar net een bevel van die koning af. Gaan na Josef, doen wat hy julle sê. Josef word die bewaarder van die brood. Sonder hom is daar net die dood. Maar selfs ten midde van hierdie rykdom, bly Josef se hart gerig op God. Wanneer sy seuns gebore word, gee hy hulle name wat wys dat God hom sy ellende laat vergeet het en dat God hom vrugbaar gemaak het in die land van sy verdrukking. Hoor jy wat hier gebeur? God verhef sy knegte op sy eie tyd. Wanneer God besluit dis tyd vir die paleis, kan geen tronk of geen ketting sy plan keer nie. Die seelring, die fyn linne klere en die goue ketting was nie die beloning vir Josef se eie slimheid nie. Dit was God se voorbereiding sodat Josef die hele wêreld van die hongersnood kon red. Dalk voel dit vir jou of jy vandag nog vasgevang sit in 'n seisoen van ellende en verdrukking. Jy wonder hoe hierdie nuwe week gaan uitloop en of God jou vergeet het in die donker. Maar onthou hierdie waarheid. God gebruik selfs die donker seisoene om sy grootste plan uit te werk. Wanneer die regte tye aanbreek, verander hy jou status heeltemal. Nie sodat jy groot kan wees in jou eie oë nie, maar sodat jy vrugbaar kan wees vir sy koninkryk. Jou verhoging en jou uitkoms kom nie van mense af nie, dit kom van die hand van God af. Kan jy vanoggend dit raak sien? Die kroning van Josef en die uitroep pas op die strate van Egipte is die voorafskadu van 'n baie groter ewige koning. Josef is uit die gevangenis verhef na die regterhand van die troon, sodat die hele wêreld voor sy rytuig moes pad maak. Dit herinner ons aan die Here Jesus. Jesus Christus het die hemelse paleis en sy koninklike waardigheid verlaat. Hy het na ons stikkende wêreld toe gekom en die gestalte van 'n knegg aangeneem. Hy het homself verneder, selfs tot die dood aan die kruis.
Hy het in die koue graf ingegaan vir ons foute en ons sonde, maar die dood kon hom nie vashou nie. En op die 3de dag het God hom uitermate verhoog. God het hom aan sy regterhand gesit en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat die profesie van Filippense vervul word, dat in die naam van Jesus elke knie sou buig en elke tong sou bely dat hy die Here is. Toe die honger Egiptenaars na Farao geroep het die koning gesê, gaan na Josef. En vandag, in die diep geestelike hongersoort van hierdie wêreld, sê God vir ons, gaan na Jesus toe. Daar's geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered kan word nie. Jesus het die hemelse skure oopgemaak. Hy het aan die kruis die prys vir ons sondes betaal. Nou deel hy die ewige brood van lewe gratis uit, sodat jy kan leef. As jy vandag jou vertroue in hom plaas en die knie voor hom buig, word jy vrygemaak van die ewige dood en bekleë met sy geregtigheid. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U altyd in beheer is van die seisoene van ons lewe. Dankie dat U die donker dieptes kan verander in platforms vir U eer. Here, vergewe ons wanneer ons hoogmoedig word in die goeie tye of moedeloos in die moeilike jare. Leer ons om altyd te onthou dat U ons vrugbaar maak. Maar bo alles, dankie vir die Here Jesus. Dankie dat hy homself verneder het sodat ons verhoog kan word. Dankie dat hy die brood van die lewe is, na wie ons elke dag kan hardloop. Ons buig ons hart en ons knieë vandag voor U alleen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. God verhef sy knegte op sy eie tyd. Wanneer die krisis van die lewe druk, moenie na menslike planne toe hardloop nie. Luister na die opdrag van die koning. Gaan na Jesus toe. Buig jou knieë voor hom. Hy het reeds voorsien vir jou môre en hy hou jou vir ewig vas. En wanneer mense rondom jou honger is vir hoop, wys hulle na die ewige lewensbrood. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.